opbou tot die geleentheid, bring ons nou vir die weekliks 'n praatjie reeks onder die opskrif Doen jou eie ding. En in die eerste gesprek rondom hierdie Doen jou eie ding, het ek 'n ateljeegas, sy naam is Henning Holm. Hy's 'n argitek en dit het nou baie te maak met hernieude energie, hernubare energie. Dit het alles te maak met hoe kan jy so ver moontlik losleef van dit wat aan jou voorsien word. Hoe kan jy self voorsien? Henning, baie welkom by die program. Baie dankie. Miskien moet jy net van ons 'n bietjie agtergrond gee. Waar kom dit vandaan en waar gaan dit heen? Ek dink as ou na die internasionale mark kyk, dan is daar groot bewuswording oor die omgewingssake. Ek dink dis die primêre drywer, veral in ontwikkelde lande soos Europa, Amerika ensovoorts. En daar is hierdie algemene ooreenkomste onder die kop ooreenkoms, waar ons eintlik ons emissies wil reduseer. Nou, omdat energie so 'n groot drywer van emissies is dan natuurlik die gedagte dat dit 'n primêre ding is waarna ons moet kyk en waar ons meer effektief meer moet omgaan. Sê net vir my, wat is emissies? Dis besoedeling in die manier hoe ons dit ken, so CO2 of daar's nou klomp ander gasse wat ook daar is, of stofdele ook natuurlik, maar ons meer dit maar in CO2. Omdat dit die maklikste of die ooreengekome gas is om te meet, wat dan nou hierdie warmhuiseffek dryf in die omgewing verhit. Dis nou hierdie kweekhuiseffek. Kweekhuiseffek, dis hy. Ja. En energie is 'n primêre bron daarvan. Natuurlik is energie verdeel in klomp verskillende dinge. Hier in Suid-Afrika plaas ons nogal baie fokus op elektrisiteit, omdat die Eskom probleme so duidelik vir ons almal is, en wat daar presies aangaan, maar ek dink ons onlangs het almal gehoor wat met petrol of diesel en die tipe parafine ook gebeur. Ons het eintlik in alle opsigte die piek van olie, die piek van steenkool en die tipe van goed te bereik, of ons is baie naby daaraan. En die gedagte is eenvoudig om te sê, hoe vervang ons daai energie as hulle nou uitloop? En die primêre fokus vir ons is altyd te sê, hoe kom ek beter klaar met minder? Want effektiwiteit is 'n baie goedkoper en baie effektiewer manier om dit te doen, as om nog tegnologie op die tafel te sit, om so te sê jou dienste te kan lewer. Dit is maar interessant dat in 'n stad soos Dubai, in 'n land waar daar baie olie is, doen hulle juis moeite om eie energie op te wek. Daardie gebou wat nou gebou word, wat so van vorm verander, en daardie gebou gaan grootliks sy eie energie opwek. Ja, so dis 'n tendens oral nou. Absoluut. Ek dink ou moet daaraan dink dat die Arabiese lande intussen al tussen 10 en 20% van hulle eie olie verbruik, net om aan die gang te bly. En vir hulle is dit natuurlik baie bewus, want dit gebeur in hulle eie land, so te sê. Vir ons is dit ver, ja, dus ons dink nie elke dag daaraan nie. Maar as ons dan nou sien dat kragpryse met 16% opgaan, en dan nou hoor, okay, dis nou net 8% tot die verkiesing waarskynlik, of ons het petrolpryse wat met 20% opgaan ensovoorts. En ons weet dis alles ver bo inflasie. Met ander woorde, ek kry nie daai salarisverhoging parallel nie. Dan kwel dit, en ons is gewoond om te kla, maar ons het nie baie idees hoe om dit te verander nie. So die gedagte is om meer idees op die tafel neer te sit, dat mense 'n palet van keuses het en kan sê, hoe kom ek daarmee klaar? Maar het ons bronne om dit te verander? Ek dink nou onmiddellik aan bronne soos natuurkragte, die son en die wind. Absoluut. Ek dink Suid-Afrika of die suidelike Afrika is eintlik geseënd met bronne, veral sonskyn. Om die waarheid te sê, Suid-Afrika sit met oor die 60, of Suidelike Afrika, sit met oor die 60% van die beste winterdae sonskyn daar. Dis iets besonders. Dis die goud en die platinum van die toekoms. Ons het oor 4000 kilometer kuslyn, waar waterstrome ensovoorts is, en tipies ook baie wind. Ons is nie 'n baie goeie biomasse land nie, maar biogas en afvalhout, byvoorbeeld uit hierdie program wat hulle die indringerplante uitkap. Dus alles energie as sulks al reeds vasgevang vir ons.
Ons het 'n bietjie geotermie, ons het 'n bietjie hidro potensiaal, maar ons het baie meer potensiaal as wat ons eintlik kan verbruik binne hierdie land. Nou, waarom is dit so dat as ons al hierdie bronne het, ons deur die jare eintlik niks gedoen het om hierdie bronne te ontgin nie? Ek dink daar was 'n half sosiale verwagting dat die regering alles vir ons doen. Hy kry vir ons werk, hy skep vir ons werk, hy stuur my skool toe, hy stuur my militêre diens toe. En in ruil sorg hy dan nou vir my. En dit maak ons afgestomp en dom. En ons dink nie meer oor die dinge, so ons kritiseer dit net nog. En nou begin ouens naderhand weer bewus word van hierdie saak en sê, maar wag 'n bietjie. En daar's 'n groot ommeswaai. So die regering byvoorbeeld as sulks ook het besluit om die elektriese krag, om nou maar 'n eenheid te noem, te verdubbel, en daarvan gaan die helfte hernubare energie wees. Dit sluit dan nou wind en solar in ensovoorts. En die programme is aan die rol, hulle loop. En selfs Eskom het nou omtrent 1.5 megawatt PV-panele op hulle eie geboue opgesit, so selfs hulle sien natuurlik die potensiaal. Dit is alles nog 'n bietjie stadig, maar dit is maar die viskositeit wat ou aan die begin het om aan die gang te kom. Ek dink as die ding nou eers loop en as mense nou eers sien waar hulle die produkte kan kry, as die prys afkom wat hy nou baie vinnig doen, dan is dit natuurlik 'n sinvolle ding om te implementeer. Ek is in gesprek met Henning Holla Meyer, 'n argitek. Ons gesels in die reeks Doen Jou Eie Ding. Hierdie is die eerste gesprek in die reeks. En ons wil graag die mense daarvan bewus maak dat daar ander maniere is om energie te kry as om net vuur te maak of net olie of net brandstof te gebruik. Henning, nou hoe toeganklik gaan dit wees vir die publiek? Jy weet, 'n hele paar jaar gelede was dit regtig 'n baie groot uitgawe om 'n songeyser te laat installeer. Dit is wel die geval. Ons het intussen daar's 'n assosiasie wat hierdie ding dryf in die industrie en waar ons natuurlik die gesprekke het oor hoe ons produk vir die Suid-Afrikaanse mark ontwikkel, hoe ons sy werksgeleenthede ook hierso behou, hoe ons die pryse afdryf en hoe ou die standaarde verbeter. En dit word duidelik goedkoper. Daar is natuurlik 'n reeks van subsidies, of hulle nou goed of sleg is, dis nou debatteerbaar. Ek is nou nie 'n groot voorstander van daai gedagte nie, want ek dink dinge moet hulle self betaal. Maar die prys het aansienlik afgekom, en om 'n idee te gee, as jy dit nou, ek sien 2 dae gelede 'n artikel waar die Universiteit van Stellenbosch 'n vergelyk gemaak het tussen verskillende beleggings wat 'n ou kan maak en 'n solarstelsel byvoorbeeld. En daar is 'n solarstelsel by verre die beste. Jy kry baie beter terugbetaalbaarheid. Ons bereken altyd wat ons noem elektriese koste oor 'n termyn, dis 'n 20 jaar termyn. En warmwaterstelsels staan omtrent so by 50 na 52 sent per kilowattuur. En PV-stelsels, die fotovoltaïese stelsels wat nou krag genereer, omtrent so by 60 sent per uur, dis nou sonder finansiering. En as jy dit nou vergelyk met jou R1.10 wat jy tans omtrent betaal, hier in die orde R1.10, dan is dit natuurlijk fantasties. Veral as jy dink daai prys is vas oor 20 jaar, terwyl die ander ou gaan eskaleer teen bo inflasie syfers. En hoe mate kan ons wind gebruik? Daar is baie goeie winddistrikte. Hulle is egter nie hierso in Pretoria in die omgewing nie. Hierso is baie stil. Ons het vir 2-3 maande goeie wind en dan niks. So die beter wind areas is langs die kus, die escarpment, en daar's 'n bietjie daarbo in Limpopo ook so. Maar klein windgenerators is 'n ding wat ons ken. Ons weet daar was op 'n stadium oor die 300,000 windpompe. En hulle was oral in Suid-Afrika en goed het gewerk. So hulle werk nog steeds in 'n groot mate. Maar ou moet maar altyd na die tegnologie kyk. Die mooi ding van wind is natuurlik dat hy kan langer ure werk as byvoorbeeld sonwaterverwarming. So jy hoef nie so vreeslik baie te stoor nie. Ja, nou probeer ek dink in hoe mate kan 'n mens wind gebruik om byvoorbeeld 'n haardroër aan die werk te sit of 'n ketel aan die werk te sit. Daar's 'n goeie voorbeeld is soos ons daar buite het. Ons is op daar in Hartbeespoort. So ons is nie weg van die netwerk, in werklikheid loop die netwerk reg oor my plot. Maar ons is onafhanklik van die netwerk sedert 75 nie. En daar hardloop alles van die stelsel af. Ou maak natuurlik wyse keuses as jy produkte koop, want effektiewe produkte is ook baie keer beter ingenieurswese, so hulle is beter versorg en hulle hou baie langer. En net
om 'n gedagte te gee daaroor wat dit eintlik beteken, is ons, as ons na die normale norme sou aangesluit het, sou ons 'n 35 kilowatt aansluiting nodig gehad het. Ons is 'n groot huis, 2 families bly daar, en ons het in werklikheid 'n 5 kilowatt solarstelsel, en ons al die mooi dinge wat 'n ou nou kan wens om te hê, en al die toerusting wat jy kan dink om te bedryf, yskaste, vrieskaste, haardroërs, jy weet, ek het ook 'n vrou wat ook skoene dra en hare wil gedroog hê. So julle wat daar woon, funksioneer heeltemal onafhanklik van die Eskom-sisteem. Ons funksioneer onafhanklik, dis egter nie vir almal aan te beveel nie, so jy kan ook aan die net gekoppel die sisteem doen. Dis 'n ding waarvoor ons nou al baie jare beklei en stoei om dit te doen. Die eerste stappe daartoe is gedoen. Ons gaan miskien later 'n bietjie daaroor gepraat in 'n volgende sending, hoe ou dit doen en wat 'n ou daar kan doen. So ou moet na die spesifieke geval kyk. En dis nie noodwendig altyd die beste ding om dadelik onafhanklik te gaan nie. Ons het dit so gedoen want ons aansluiting sou daai tyd dubbel dit gekos het wat 'n PV-aanleg sou gekos het. Maar ek moet daarby sê dat effektiwiteit, so die verbruik van krag, is krities in hierdie hele prentjie of pakket hoe mense dit bymekaar moet maak, so om gemak te bereik wat tog maar die intensie is vir ons almal, lig en warmte en warm kos en koue biere of wat ook al. Moet ou krities na die verbruik eerstens kyk. En ons wil eintlik sorg dat jy daai volle gemak ten alle tye het met so 'n stelsel. Kan jy miskien net so ten laaste vir ons 'n bietjie vooruitskouing gee waaroor jy volgende keer gaan gesels? Ek hoop ek is nie die enigste een wat gaan gesels nie, maar ons gaan gesels hoe om jouself onafhanklik te maak. Wat is tipiese stappe wat 'n ou kan neem? En ook oor net gekoppelde sisteme, met ander woorde daai fotovoltaïese panele, hoe jy aan die netwerk kan koppel en wat dit in kostes beteken, en waar 'n ou advies kan kry oor hierdie dinge. Baie dankie Henning vir jou inloer in ons ateljee, en ek glo dat hierdie vorentoe baie inspirerend gaan wees en dat dit ook 'n aanmoediging gaan wees vir luisteraars om dit te probeer. Net deur nou te sit na jou te luister voel ek aangemoedig om so 'n bietjie losser te kom. Ek wil 'n bietjie meer onafhanklik wees as afhanklik, en dit ook wat energie betref. Ek sê dankie en ek wens die luisteraars sterkte toe met die pad vorentoe om hulle self onafhanklik en hulle eie ding te doen. Ja, en dit is die naam van hierdie reeks, Doen Jou Eie Ding. Dit was die eerste aflewering in hierdie reeks en ek het die voorreg gehad om te gesels met Henning Halm. Hy is 'n argitek en volgende week dan maak ons TV weer.